Gek oor haar eie Afrika, ondier episode 79. Hoe laat vlieg ons môreoggend? Vra Lia toe sy opstaan om na haar woonstel toe terug te stap. Hulle wou dit nie 'n laat aand maak nie, maar dit is die laaste geleentheid saam met die welpies op Hurters Retreat en hulle het die beste daarvan gemaak. Nou lê die tweeetjies styf teen Gatto in hulle minikampie. Miskien gaan die gryskat die swaarste kry sonder hulle. 6 uur, antwoord Sergio, dan is die lugstrome en turbulentie op sy laagste. Nou, maar dan sien ek jou môreoggend. Nee, Lia, wag eers. Sergio staan op en toe neem hy haar in sy arms. Lia, jy weet seker van daardie cliché, die een wat resepte vir goeie huwelike of verhoudings beskryf, daardie een wat lees, as iets krap, praat dit uit voordat jy gaan slaap. Hy voel hoe sy in sy arms verstyf, maar vanaand gaan hy praat. Sy beskuldig hom mos van swak kommunikasie, die onvermoë om homself in woorde uit te druk. Maar vanaand gaan hy sy bes probeer om die lug te suiwer. Sy kyk op. Sergio, ek is so jammer dat ons gelag het oor jou en Rory se pasiënt wat deur die slangarend afgevoer is. Maar ek kon ongelukkig net daardie prentjie sien. Julle 2 veeartse wat klippe pak en blare gooi en nes bou om haar veilig te hou en toe sny die slang 'n lyn oor die oop aarde. Miskien het die arend haar al in die oog gehad terwyl julle begin nes bou het. En toe bly sy stil. Sy weet waarskynlik dat die gesprek wat hy met haar wil voer, niks met glibberige, seilerige pasiënte te doen het nie. Daar is 'n lang stilte voordat hy sag sê, probeer weer, Lia. OK, ek het dit. Ek is jammer dat ek oor jou en my getwyfel het, Sergio. Ek is jammer dat ek vir 'n kort oomblik gedink het dat jy bereid is om ons en alles hier te los en stop. Dankie, Lia, dit is al wat ek wou hoor. Maar jy is nou kwaad vir my. Nee, my bokkie. Ek was seer, teleurgesteld en verbaas toe ek agtergekom het wat in jou kop aangaan. Sal jy sommer net oppak en wegloop sonder om dit eers met my te bespreek? Of selfs oor iets ingrypend wat ons albei raak, soos waar ons moet gaan bly? Besluit, sonder om te hoor hoe ek daaroor voel? Hemel, natuurlik nie, Sergio. Nou moet nooit weer so iets van my dink nie. Wat tussen my en jou aan die gang is die belangrikste en kosbaarste ding wat enige iemand kan hê. In elk geval wat ek nog gehad het. Jou gevoel en opinie is net so belangrik soos myne. Ek is lief vir jou, Lia, maar ek het nie baie gehou van wat vanaand gebeur het nie. Dit skok 'n mens se vertroue. Wel, dan kan jy net raai hoe my vertroue opgedinges was, terwyl ek geglo het dat jy sommer net wil wortels uittrek en as jy iets negatiefs of ontstellends in die toekoms glo, val hy in die rede. Vat my een kant toe en vra vir my, Sergio, wat beteken dit? Of sê, Sergio, jou stommerik. Dit klink vir my asof jy dit en dat beplan en ek stem nie saam nie, so verstaan ek jou reg. Reg, Sergio, sy sal nie weer huil nie. Dit is 'n goeie gesprek om te hê. En toe seël hy dit met 'n sagte en liefdevolle kus op haar lippe, een wat warm en heerlik daar talm. Wanneer hy sy mond uiteindelik wegneem, sê hy, nou kom ons gaan pak vir jou 'n klein sakkie klere, sodat ons kan kom inkruip, môre gaan 'n lang dag wees. Ja, maar jy vergeet, ek moet eers daar wag om te sien dat die Kellen 2 uur afskakel. Hy dink net 'n oomblik toe sê hy,
Wel, dan slaap ons daar tot 2 uur en daarna kom ons terug hier na die leeuwtjies toe. En wonder bo wonder slaap hulle albei na 'n aand en middag van ontsteltenis, totdat die wekker om 4:30 die volgende oggend in Sergio se plek afgaan. Sergio vat sy eie naweeksak en loer vinnig na die inhoud daarvan. Skoon onderklere, kouse, iets om in te slaap, ekstra klere vir môre, sy toiletsakkie, skeergoed en 'n handdoek. Dit is 'n aand uit, maar dit is nie lekker om iets te vergeet of te moet leen waar jy kom nie. Daarna haal hy die slapende welpies uit die groot hok en sit hulle saam in daardie klein hokkie met hulle komberse en kussinkies. Nee, wag, jy kan hulle nie nou al daarin sit nie. Ons moet vir hulle bottel gee, keer Lia, terwyl sy vir hulle koffie maak en beskuit uithaal. Hulle kan nie op 'n leë maag vlieg nie. Nee, hulle moet ongelukkig. Katja se opdrag. Buitendien ek stem saam met haar. Hulle kan dalk naar word. Ek gaan in elk geval vir hulle elkeen 'n ligte kalmeermiddeltjie spuit, sodat jy nie jou hande met hulle vol het nie. Al is hulle in 'n hok, kan hulle dalk nogal woelig raak. Wel, hulle het gelukkig nie te veel beweegruimte in daardie klein hokkie nie, sê Lia. Ja, gelukkig nie. Terwyl hulle by die tafel sit en beskuit saam met die koffie eet, wonder Sergio wat dit alles aan Gatto gaan doen. Sy het nou mos vir haarself die 2 welpies aangeneem en sy is so 'n sensitiewe klein meisietjie. John het nou wel onderneem om weer 'n ekstra hand oor haar te hou. En dit is ook nou hy wat aan die binnendeur van Sergio se woonstel kom klop. Terwyl Lia vir haar pa ook koffie skink, maak Sergio die deur oop en laat die ouer man instap. Wel, dan is dit nou dit, né? Ek wou ook net kom groet en miskien kom help dra. Dit was lekker om die tweekies hier te hê. Hy gaan hurk eers weer by die hok, voordat hy een van die ander stoele by die tafel uittrek om te gaan sit om sy koffie te drink. Wel, my grootste vrees is dat Gatto weer gaan pad vat. Dalk gaan soek sy na die klein goed. Sergio stap na haar toe waar sy nou alleen in die groter kampie is. Sy draai op haar rug om en slaap op die warme matrasie waar haar pleegbabas oomblik gelede was. Sy strek haarself lank uit, asof dit nie nog winter is en koelerig nie. Asof die hele Afrika, in elk geval, net aan haar behoort. En daar sien Sergio dit. Hy lig haar saggies van haar warm bedjie af op en wys dit vir John en Lia ook. 4 tepeltjies wat taamlik geswel is. Wat gaan aan, juffroukie? Dit is sekerlik nie die teenwoordigheid van 2 sogende babaleeuwtjies wat jou skielik laat melkbotteltjies aan jou eie lyfie groei het nie. Hy druk liggies op haar onderlyfie en maagie en toe kyk hy versla op. Gatto is dragtig. Hy hoef net te verduidelik waaroor sy volgende vraag gaan nie. Hoe en wanneer sou dit gebeur het? Gorrel, ja, ek vermoed dit het gebeur daardie naweek toe jy en Lia in Injambaan was. Sy het nie net weggeloop omdat sy julle gemis het nie. Sy het waarskynlik daardie naweek agter 'n bruidegom aangegaan, dit dat sy nou getroud is, sê John. Met wie en wat? Nee, dit is 'n ongewenste swangerskap. As ek daardie klein klits van 'n mannetjie in die hande kan kry, steun Sergio. Hoe weet ons dat sy nie 'n wegloopsessie met 'n huiskat iewers raak geloop het nie? Een benede haar stand? Ek twyfel, spot John. Wel, het julle gesien met wie sy de mekaar was daardie naweek? Nee, hy was te veel van 'n lafaard om sy gesiggie te wys, spot John. Hy is dalk bang Gatto se pa aanvaar hom nie as skoonseun nie. Is hier iets aan die gang? Hoekom lyk Sergio so ontsteld en hy moet net nou vlieg? Manuel en Maria kom klop ook aan die deur. Hulle wil daarom ook net
vinnig kom groet, nie net vir die leeu's nie, vir die twee wat die lugruim gaan aandurf met die welpies. 'n Ongewenste swangerskap, beduie John geamuseerd. Wat? Lia? Roep Maria verheug uit. Nee man, Gatto. En nou is my dogtertjie swanger, te vroeg en te jonk, en ons het geen idee wie die pa daarvan is nie. Kerm Sergio. John sit sy koppie in die wasbak neer en kyk Sergio op en af. Wel, veels geluk, oupa Sergio. Gelukkig is dit nie my dogtertjie wat swanger teruggekom het na daardie naweek nie. Maar dan is die man wat sy in die oog het, daarom nie vreemd en onaanvaarbaar nie. So jy beter mooi vlieg met my kind. Sal ons jou help laai? Jou kind sal ek met my lewe oppas. Sergio knip nie jou oog nie. Hy kyk reguit terug na hulle. Ten minste sal ek haar nie oor sitplekke laat klouter met 'n tou om haar lyfie nie. En as sy aan my toevertrou word, sal ek haar nie onder my oë uitlaat, sodat 'n ander ongewenste mannetjie haar kan kom molesteer nie. Wil jy vir my sê, ons het nie mooi genoeg na jou rondloper meisiekind gekyk nie? Vra Manuel dreigend. Wel, as ek ten minste net kan weet, dat sy met haar eie soort gepaar het. Nou sal ek waarskynlik dit moet oorweeg om die swangerskap te termineer. En daarna, juffroukie, is dit sterilisasie vir jou. Sergio wys eers vir haar 'n vinger, voordat hy begin goed bymekaar maak. Nee, jy sal dit nooit doen nie. Haar babas doodmaak nie. Lewe is 'n geskenk van bo, roep Lia uit. En Sergio kyk 'n oomblik na haar. Sy bedoel dit so waar. Wel, dan moet sy die kleintjies maar kry. Maar wat ook al daar uitkom, kry almal die operasie op 5 weke. Die vlug na Navarra met die klein vliegtuigie verloop verbasend goed. Dit is net sleg om die hongerkykies wat die klein goed haar gee te ignoreer. Besef Leon, sy sê dit ook vir Sergio. Sy konsentreer liewer op die pragtige uitsig van die bo af. Katja het gevra dat hulle nie vanoggend vir die kleintjies moet bottel gee nie. Hulle moet honger daai kant aankom. Nadat hulle geland het, roep sy dadelik 2 van haar werkers nader. Die welpies moet geprep word, sê Katja. Dit help nie, hulle ruik na babapoeier en mense nie. So groet hulle vir oulaas en dan kom julle 2 saam met my. Dit is eintlik vir Lia nogal lekker om Katja weer te sien. Die vrou is professioneel, maar sy het ook 'n warmte aan haar, wat maak dat sy en Sergio welkom voel op die plaas. Sergio sit hulle sakke in die kamer waar hulle vanaand gaan oornag, en toe gaan eet hulle middagete saam met Katja in die oulike restaurant daar op Navarra. Nou wat gebeur nou verder met die welpies? Vra Lia. Sy moet hard sluk om nie te wys dat die afskeid nogal swaar is nie. Die manne wat hulle weggeneem het, dra van nou af leerhandskoene en voorskote, terwyl hulle die tweekies hanteer. Hulle word 'n hele paar maal deur die dag in buffelmis gerol. Vanaand gaan ons hulle in die kamp sit waar die surrogaatma alleen loop. En net so op die oomblik melk? Vra Sergio bekommerd. Wat doen ons as sy nie melk het nie? Wel, dan is dit nie julle 2 se probleem meer nie. Môre klim julle 2 op die vliegtuig en gaan terug Hurters Retreat toe en los die kleintjies hier by my. Nie as hulle hier by jou ook net weer bottel gaan kry nie, dan kan ons dit self doen daardie kant, antwoord Sergio ferm. Duidelik is hy nou besig om ook koue voete te kry. Wat ten spyte van die skade weer, van die sogenaamde zombieleeu wat julle op die plaas wil inkom, en die kleintjies wil kom steel, wil julle hulle regtig saamneem? Waarskynlik gaan die zombie hulle doodmaak, vermoed die handel. Nee, jammer Sergio, kom ons stel hulle veiligheid en kans op oorlewing eerste, en dan kan hulle dalk eendag wilde leeu's wees, soos die res hier op die plaas. Wel nie as julle vir hulle bottels gaan gee nie. Maar ons het ook 'n plan B, antwoord Katja met 'n glimlag. En dit is,
honde. Daar is 'n geregistreerde boerboelteeler wat ongeveer 3 km van hier af woon. Een van sy teewe het altevore 'n leeuetjie in haar werpsel aangeneem. So los dit hier by my. Katja glimlag en vra, sal ons van die koue vleis en slaai op die buffet gaan skep, of wil julle iets anders bestel? Nee, die buffet lyk hemels en ek is self nou so honger, ek kan 'n buffelkarkas alleen opeet. Spot Lea. Wel fantasties, kom ons gaan skep dan, en as julle lus is vir iets meer, as wat hier op die middagete buffet is, dan maak ek kontak met die kombuis. Kyk net op die spyskaart waarvoor julle lus het. Nee man, sy spot net, hier is genoeg kos, keer Sergio. Hy weet mos al teen die tyd hoeveel Lea eet as sy so honger soos 'n beer is, soos wat sy beweer. 2 skeppies van wat ook al, dan hou sy op met eet. Hy vra, nou vertel van ons hoe gaan vanaand verloop, of liewer, hoe hoop ons dat die aand moet verloop? Katja skep self 'n stewige porsie van alles vir haar in. Sy's mos ook veearts. Sy werk met haar lyf. Sy gebruik die energie wat sy uit kos kry op. Hulle drink appelsap saam met die ete en intussen verduidelik sy. Die leeuwyfie is in 'n kamp op haar eie. Daar is nie ander leeu's wat sal inmeng of reageer op die kleintjies se roep vanaand nie. Ons sit hulle nietemin in een van daardie vanghokke wat ek altyd gebruik om vir haar kleintjies te gaan aflewer. Sy ken dit al. Intussen hou ons die spilletjie met infrarooi op 'n afstand dop. Mamma leeu sal beslis gaan ondersoek instel na die klein goed wat daar sit en huil. Dan sal ons haar lyftaal dophou. As sy vyandig gesind is, maak ons net nie die deur van die hok oop nie. Maar as dit lyk of sy hulle gaan aanvaar, lig ons die hek en hulle kan uitgaan na haar toe. As sy dan op haar sy draai, dan weet ons dit werk. En dit is 'n beproefde resep? Vra Lea steeds bekommerd. Nee, dit is maar elke keer net 'n eksperiment, antwoord Katja. En ek en Sergio mag bywees om die hele proses saam met julle dop te hou? Natuurlik. Op daardie stadium kom die ou pair en 'n helper met 5 kindertjies ingestap en Katja kyk op. Gee julle om as die kinders by ons aansluit vir middagete? Ek hou daarvan om soveel tyd as moontlik aan die klein mensies te spandeer. Nee, glad nie, hulle is baie welkom. Sergio glimlag breed. Iemand stoot 'n babastoeltjie tussen Lea en Katja in, en die volgende oomblik beland daar 'n pragtige donkerkop dogtertjie van ongeveer 6 maande tussen hulle, en die tafel raak besig. Die 3 groter seentjies kan vir hulle self gaan skep, maar Katja moet die dogtertjie help. Vir die baba is daar 'n bakkie groente, en sy skep self daarvan met haar lepeltjie, maar toe stuur sy dit seker in Sergio se rigting. Hy kus net betyds, en wat doen sy? Sy skop haar beentjie styf en lag te lekker. Haar ma vat die bakkie en lepel weg, vee die spore wat dit gelaat het op die tafeldoek dood en sit 'n koekie in die kind se hand. Sy sal net nou vra vir haar kos, verduidelik Katja rustig. En die kleintjie vir haar wys, sy soek 'n hoenderbeentjie om aan te kou, sit sy dit in haar handjie. Die dingetjie sny tande. Vanmiddag kan julle maar ontspan, sê Katja. Gaan slaap 'n rukkie, want dit kan 'n laat aand raak. Die veldwagters hou reeds vir ons 'n oog oor die wyfie. Sy het op die oomblik een klein ding by haar, wat naby aan speen is. Ook 'n wyfietjie. Haar tepels is in 'n baie goeie toestand, volgens die veldwagters. Eintlik is alles op die oomblik baie ideaal. Ek glo sy gaan julle klein goed dadelik aanvaar. Sy maak gereeld haar eie troppie meisiekinders bymekaar. Daarom is dit goed dat julle ook dogtertjies het. En sy leer hierdie welpies later om te jag, of hoe kry hulle kos? Ag, ons voer haar, maar sy leer hulle jag ook. Hase, wat ook al, patryse, tipies kat ma.
Typies katma, en daar trek Sergio se hart met 'n punt na Gatto daar op Hurters Retreat, wat haar self mos nou dragtig gekry het, weet nie hoe nie. Miskien moet hy vir haar die resep vra, grappie, net 'n privaat grappie, agter sy gewone, ernstige Sergio fasade, want hy wil weet. Nou hoe stel sy byvoorbeeld die klein leeuwtjies aan 'n trop voor? Ons mamma was deel van 'n susterskap, sê Katja. Sy 2 sissies wat in die kamp langs aanloop. Sissies en hulle dogters wat van tyd tot tyd ook kleintjies kry. As ons nie vir haar babas gee om aan te neem nie, loop ons pleegma saam met hulle. En julle sal dit nie glo nie, gereeld drink van die ander mammas se klein goed dan ook aan haar. Is die natuur net 'n wonderwerk nie? Wel, dit is merkwaardig, sê Sergio met waardering, maar hoe kry julle die mannetjies om die klein goed van ander manne in die trop te aanvaar? Wel, op die oomblik het ons 'n koalisie van 3 mannetjies, maanaars, hier op Navarra. Maar hulle kom nie naby aan die spesiale wyfie-trop waarvan ek nou praat nie. Hulle het reeds 2 wyfies wat ek by hulle ingelaat het. Die kamp waarin hulle loop is eintlik die res van die wildtuin hier. So hulle is wild en hulle doen hulle eie ding. Dit voel na 'n goeie beplanning, Katja. Soos altyd doen jy dit wetenskaplik, maar met 'n baie goeie dosis intuïsie. Prys Sergio haar. Wel, dankie Sergio. Komende van jou is dit 'n baie groot kompliment. Daarna lag sy. Mos vir jou gesê, bring julle babas hier na toe. Jy en Lia gaan baie hier by ons kan leer oor leodinamika. Sou die situasie later daar by julle ontlont, dan kan julle dit daar ook toepas. Maar vertel nou eers vir my van daardie sogenaamde zombie man, zombie leeu. Weet julle hoe die hele ding begin het? Geen idee nie. Sergio trek skouers op en haal sy selfoon uit. Toe ons oë uitvee, verskyn die gemors op die sekuriteitskameras daar by Hurters Retreat. Ek wou dit nie vir jou aanstuur nie, ek wil dit nie op die internet of op die global netwerke loslaat nie. Hy voel nou so bietjie beter oor die welpies. Na ete spat hulle uit mekaar. Sergio en Lia gaan lê op die bed in hulle kamer. Gisterand se min slaap en die Kellen, waaroor hulle 'n oog moes hou tot 2 uur, eis so waar sy tol en hulle raak aan die slaap. Laatmiddag gaan stap hulle entjie en toe Katja hulle roep om saam met haar en haar man iets vir aandete te gaan eet, is nie een van hulle regtig honger nie. Buite raak dit skemer en die senuwese begin knaag. Hoe gaan die aand afloop? Wat as iets verkeerd loop en die leeuwyfie besluit om die klein goed dood te byt in plaas van groot te maak en dit gebeur alles reg voor hulle oë? Hulle kom immers uit 'n heeltemal 'n ander area as die familie wat hierdie leeu's nou ken. Donker tyd sit hulle agterop een van Katja se groot bakkies op 'n plek in 'n kamp. Naby hulle is die welpies nou in daardie vanghok wat veronderstel is om hulle te beskerm. Maar Sergio weet maar so sterk die pote en kloue van 'n leeuwyfie kan wees. Hy voel hoe Lia se hand in syne glip en toe vou hy dit in syne toe. Hy maak sy oë toe en stuur 'n wens op na boontoe. Jy mag vir jou diere ook bid, het 'n pastoor eendag in 'n diens gesê, waarna Sergio daardie Sondag aand geluister het. Nou bid hy sommer. En toe lig een van Katja se veldwagters 'n hand op en hulle hoor dit almal. Die kontakroep van die leeuwyfie word vervolg.